Goeiemôre, dis so lekker om vanoggend weer saam met jou in te skakel. Dankie dat jy saam met ons inskakel en saam met ons reis. Ons gesels in hierdie week oor in gesprek met God. En ons teksgedeelte van vanoggend is Hebreërs 11 vers 6 wat die volgende sê: As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat hom soek, beloon. Gebed is meer as net woorde wat ons uitspreek. Dit is 'n uitdrukking van ons geloof. Elke keer wanneer ons bid, wys ons dat ons glo daar is 'n God wat luister, wat omgee en in ons lewens werk. Sonder geloof word gebed bloot 'n gesprek met onsself. Maar met geloof word dit 'n ontmoeting met die lewende God. En dit is waarom Hebreërs 11 vers 6 sê dat ons moet glo dat God bestaan en dat hy die wat na hom soek, beloon. Let op die vers. Dit sê nie ons moet alles verstaan voordat ons bid nie. Dit sê ons moet seker wees van die uitkoms voor ons bid. En dis nou nog 'n perspektiefverandering. Want dit sê ons moet glo in die een tot wie ons bid. Baie mense dink geloof beteken om nooit vrae, twyfel of onsekerheid te hê nie. Maar ware geloof is nie die afwesigheid van vrae nie, dit is die besluit om God te vertrou te midde van jou vrae. Geloof sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou op U. Dit sê, ek sien ook nie nou die hele pad voor my nie, maar ek glo U lei my. Want soms bid ons en die antwoorde kom vinnig. Ander kere bid ons vir maande of selfs jare sonder onmiddellike verandering, wat ons dalk nie kan sien nie. En in daardie oomblikke word ons geloof werklik getoets. Glo ons steeds dat God luister, selfs wanneer die hemel dalk vir ons stil voel of stil lyk? Glo ons steeds dat hy goed is, wanneer die antwoord langer vat as wat ons verwag het? Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat met geloof gebid het. Abraham het geglo voordat hy die belofte gesien het. Hanna het aangehou bid voordat sy haar wonderwerk ontvang het. Daniel het aangehou bid ten spyte van die teenstand wat hy ervaar het. Ons sien dat hierdie karakters se geloof nie gebaseer was op wat hulle kon sien nie, maar hulle het geweet wie God is. En wanneer ons kom as Christene en ons met geloof bid, probeer ons nie God manipuleer nie, om te doen wat ons wil hê of die uitkomste bring wat ons graag wil sien nie, maar ons plaas eerder ons vertroue in sy wysheid, sy tydsberekening en sy karakter. Ons glo dat hy beter weet as ons. Ons glo dat hy werk, selfs wanneer ons dit nie sien nie. En dit is maklik om geloof te hê wanneer alles goed gaan. Maar jy sien ding, die ware toets kom wanneer die antwoord langer vat as wat ons wil hê. Wanneer die pad moeilik raak, wanneer die situasie nie wil verander nie, en ons hou aanbid en ons hou aanbid, en niks gebeur nie, dan kies ons om aan God vas te hou. Nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons hom ken. Omdat ons weet, hy gaan ons nooit in die steek laat nie. Geloof beteken nie dat jy altyd sterk voel nie, dit beteken dat jy aanhou bid, jy aanhou vertrou, en dat jy aanhou glo dat God sal voorsien. Elke gebed wat in geloof gebid word, is 'n verklaring wat sê, Here, ek vertrou U meer as my omstandighede. Kom ons bid saam. Here, ek bid vanoggend vir die van ons wat miskien in 'n seisoen is waar ons bid en ons bid en ons bid, Here, maar die deure gaan dit nie oop nie. Ons vra vir antwoorde, maar dit is so stil. Ek bid vanoggend juis in hierdie tye, dat ons op U sal vertrou. Here, dat ons sal weet dat U is agter die skerms besig om iets vir ons uit te werk wat ons selfs nog nie kan sien, selfs nog nie kan glo wat U gaan doen nie, Here, maar wanneer dit gebeur, sal ons weet dat dit was U. En ek kom bid vanoggend, Here, dat in hierdie moeilike situasies ons net sal bly vertrou op U. Here, dankie dat U ons nooit in die steek laat nie. Dankie dat U ons liefhet in Jesus naam. Amen. Mag jy vandag 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.